Goeiemôre broer en suster, liewe vriende en baie welkom by hierdie eerste boodskap van Maranatha bediening in 2026. 'n Baie voorspoedige nuwe jaar aan elkeen van julle en mag die Here dan ook deur hierdie boodskap vandag heerlike vernuwingswerk in ons lewens doen en ook hoop gee in ons lewens. Ons tema, God wil jou vanjaar restoreer tot sy eer. Kom ons doen net 'n kort gebed. Here, die nuwe jaar lê voor ons in al sy onbekendheid. En dit bring aan die een kant aan ons 'n opgewondenheid, maar ook 'n onsekerheid aan die ander kant. En in sommige gevalle selfs ook vrese vir wat hierdie jaar alles vir ons mag inhou. Maar nou bid ons vanoggend dat U saam met ons in hierdie jaar sal binnestap en dat U ons hand sal neem en dit baie styf sal vashou. Spreek vanoggend op 'n helder en duidelike wyse, Here. Spreek met ons elkeen en versterk ons geloof en laat U heerlike vrede oor ons neerdal. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons het vandag 'n baie kort skriflesing, Joël 2 vers 25 en ek gaan dit vir ons uit die ou en nuwe vertaling lees. Die 1953 vertaling. En ek sal julle vergoed die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. My groot leermag wat ek teen julle gestuur het. En dan ook die nuwe vertaling, ek sal julle vergoed vir die tyd van sprinkaan swerm op sprinkaan swerm, toe my groot leer wat ek teen julle gestuur het, julle verteer het. Liewe vriende, ons nuwejaarsboodskap kom vandag uit die baie treffende profetiese boek van Joël, en spesifiek dan uit Joël 2 vers 25. 'n kragtige vers in hierdie boek, waarin God restaurasie na oordeel en baie slegte tye aan sy volk beloof. Een van die Engelse vertalings lees soos volg: I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the hopper, the destroyer, and the cutter, my great army which I sent among you. Dis die woorde van die English Standard Version. Vriende, in hierdie skrifgedeelte is dit baie duidelik dat die Here aan sy volk kompensasie, oftewel vergoeding aan sy volk beloof vir die verliese en gebrokenheid wat hulle lewens weens enorme sprinkaanplaag gelei het. En dan beloof die Here dat hy dinge gaan verander en dat hy hulle lewe gaan omkeer en vir hulle herstel gaan gee en hulle gaan vergoed deur oorvloedige seën op hulle uit te stort. En hierdie nuwe voorspoed sou ook insluit nuwe doel en sin in hulle lewens na die periodes van swaar kry wat hulle moes deurmaak. Vriende, ek het vanuit Joël 2 alreeds ook gepreek oor die huidige situasie in ons land, omdat ek glo dat hierdie gedeelte ook wil hoop gee vir ons land. Want, liewe vriende, sonder enige twyfel is ook ons mooi land, veral die afgelope 30 jaar ook kaal gevreet deur talle sprinkaan swerms, waarop ek nie vandag weer wil ingaan nie. Behalwe om te sê dat ons steeds die hoop en verwagting moet behou, dat God die situasie in ons land op sy tyd ook gaan omkeer en restoreer, en dat hy dit veral deur 'n kragtige uitstorting van sy gees en 'n heerlike herlewing gaan doen. Maar vriende, hier aan die begin van hierdie nuwe jaar, het ek 'n sterk aanvoeling
dat ek vir ons 'n nuwejaarsboodskap ook uit die boek Joël moet bring en wel uit Joël 2 vers 25. Veral met die gedagte dat God vir jaar baie aandag aan die restaurasie en herstel van sy kinders gaan gee. En baie mense gaan begin oprig en gereed maak vir die groot taak waarvoor hy hulle lewens bestem het. Vriende, ek is daarvan oortuig dat Joël 2 vers 25 nie net 'n woord aan die destydse Israel was nie, maar dat dit juis ook gegee is vir die mense van ons dag. En dat dit op Hebreër vlak ook 'n woord vir ons land is, maar dat dit terselfdertyd ook 'n baie besondere woord aan ons as individuele gelowiges is. Dis 'n kragtige belofte dat God ons as sy kinders ook in ons persoonlike lewens wil restoreer. En ons sou ook kon sê dat God ons graag wil herstel en genees. Vriende, in die Bybel en die Christelike tradisie beteken restaurasie dat God dit wat gebreek het, of dit wat verlore geraak het, of dalk deur die vyand van ons gesteel is, dat God dit nie net wil teruggee nie, maar dat hy dit selfs ook wil oortref en verbeter. Die Afrikaanse Bybel sê daarom heeltemal tereg dat God ons wil vergoed vir die jare wat die sprinkane opgevreet het. En 'n mens kan nie help om hier ook aan Job te dink, God wat vir Job na al sy ellende dubbeld soveel gegee het as wat hy gehad het. Nou broers en susters, die profeet Joël skryf in 'n tyd van algehele verwoesting. Troppe sprinkane het in daardie tyd die land kaal gevreet. Hulle oeste en baie wat eens mooi was, vernietig. En nou was dit binne hierdie haglike omstandighede wat hulle hierdie heerlike belofte ontvang het. En ek sal julle vergoed vir die jare wat die treksprinkaan, die voetganger, die kaalvreter en die afknyper verslind het. En dan gaan die teks aan, my groot leermag wat ek teen julle gestuur het. Ons moet tog hierdie laaste stukkie van die teks nie mislees nie. In die boek Joël sien ons baie duidelik dat Israel se sprinkaanpla ook deel van God se hand was, om hulle te tugtig oor hulle afvallige en sondige lewenstyl. En net so moet ons ook weet dat God ook in ons lewens sprinkaanpla kan stuur as vorm van teregwysinge en tugtiging oor die sondigheid in ons lewens. En ons kan dit ook sien as beproewinge, maar altyd beproewinge wat ten doel het om ons weer nader na hom te bring. Want die woord sê tog ook uitdruklik, die Here tugtig diegene wat hy liefhet. Hebreërs 12 vers 6. Maar vriende, alhoewel God dit soms nodig mag ag om ook sy afvallige kinders te tug, is dit ten diepste God se begeerte om aan ons goed te doen en vir ons 'n mooi toekoms en oorvloedige seëninge aan ons te gee. En heeltemal in lyn hiermee, kom gee God dan te midde van die groot teenspoed in sy volk se lewe hierdie wonderlike belofte deur die profeet Joël dat hy hulle weer sal herstel, dat hy weer sal herstel wat verlore gegaan het. Hierdie teenslae van die sprinkaanpla wat alles opgevreet het, is iets wat sekerlik baie goed verstaan kan word en is vir ons ook 'n beeld wat wyd toegepas kan word. Die skade wat deur die sprinkane aangebring is, was op baie vlakke en terreine. Net soos die skade wat deur hedendaagse teenslae en ontberinge aan mense lewens
aangerig word, ook wyd en uiteenlopend van aard kan wees. En daarom, vriende, is dit nodig dat God se restaurasie ook op verskeie vlakke van die menslike lewe moet plaasvind. God se restaurasie in ons lewens moet nie net op 'n fisiese vlak geskied nie, maar ook op emosionele en geestelike gebied en op alle vlakke van ons menswees, waar ons ook al onder die springkane van teenslae deurgeloop het. Vriende, baie mense dra vandag die wonde en die seer van verlore jare. Mense kan dit tussen aanhalingstekens sit, van verlore jare, slegte tye, waarin hulle lewens gepynig is en waarin hulle ook groot skade berokken is. Die springkane kan in baie verskillende gestaltes na ons toe kom. Het in verskillende gestaltes hulle aanvalle geloods. Soms was dit dalk die teenslae soos siektes of ander teenslae waardeur ons getref is. Ander kere was dit dalk die verkeerde keuses wat ons gemaak het. Soms was dit ander mense wat ons seer gemaak het en erg benadeel het. En soms was dit ook miskien heeltemal ongevraagde, pynlike omstandighede wat hierdie ou lewe na ons toe uitgegooi het en ons lewens bemoeilik het. Alles dinge wat soos springkane op ons toegesak het en ons lewens kaal gevreet het en ons in dinge soos wanhoop en teleurstelling en mismoedigheid en selfs neerslagtigheid kon laat verval het. Teenslae en beproewings op die lewenspad wat gemaak het, dat jy dalk ook al gevoel het dat jou lewe erg benadeel is en dat jy in die proses selfs baie jare van jou lewe verloor het. Maar vriende, die wonderlike is dat God vandag ook vir jou en my wil kom sê, my kind, ek begeer om ook jou lewe in hierdie nuwe jaar te herstel. Ek wil jou selfs vergoed vir die jare wat jy onder die springkaan pla deurgeloop het. In sy groot genade, liewe vriende, maak God mense nuut. En herstel hy selfs ook dit wat mensehande nie kan herstel nie, mensehande nie kan regmaak nie. God kan en wil selfs ons grootste seer en selfs ook dinge soos ons bitterheid en ons depressie kom wegneem en genees. Liewe vriende, God is 'n God van restaurasie. En sy genade en liefde vir ons is so groot dat hy bereid is en in staat is om die teenslae en seer en slegte tye in my en jou lewe om te keer en te herstel. Dit te restore, die Engelse woord wat meestal vir herstel en restaurasie gebruik word. God beloof om die jare wat die springkaan pla opgevreet het, om dit te herstel. Dit beteken dat selfs die tye of geleenthede wat jy dalk gedink het wat vir altyd weg is, selfs dit kan deur God se genade weer aan jou teruggegee word en weer in jou lewe beslag kry. Want ons Here is die almagtige Here, die God van wonderwerke. En hierdie God kan in sy groot genade selfs stikkende en gebroke mense na liggaam, siel en gees ten volle genees. Vriende, dit kan wees dat iemand wat vandag luister, wat dalk gebuk gaan onder liggaamlike pyn en lyding, siektes, dat God jou in hierdie jaar wil genees.
God kan jou selfs in hierdie oomblikke van liggaamlike pyn en lyding genees en restaurasie gee. Dit kan wees dat God in 2026 aan jou heerlike sielsrus en innerlike genesing wil gee. Dat hy jou siel wil verkoop, soos Psalm 23 vers 3 sê. Daar is mense aan wie hy in 2026 nuwe krag in hulle binneste wil kom gee. Vir julle wat dalk moeg geword het, afgemat is, voel dat jy oorlaai is, jy wat moed verloor het. God wil jou lewenslus en jou blydskap en jou vrede kom herstel. Vir ander van ons wat dalk in hartseer leef en wat sukkel om oor 'n geliefde se dood te kom, dalk al vir jare, wil God weer die trane afdroog en nuwe hoop gee en vreugde in jou lewe kom gee. Ons lees in Psalm 61 vers 3. Hy gee eer in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Die Engelse vertaling sê dit so mooi, He will give a crown of beauty for ashes. Nog 'n baie belangrike aspek van die restaurasie en herstel wat God begeer om in ons lewens te doen, is die herstel van my en jou identiteit en ons lewensroeping. Hy wil ons restoreer na sy plan en sy doel vir ons lewens. God wil jou terugbring na die mens wat hy jou geskep het om te wees. Hy wil jou herstel en jou restoreer na jou oorspronklike skepingsdoel. Selfs al voel jy dalk vir jare al soos 'n weggegooide lappop wat op die ashoop lê. Selfs al voel jy so, my vriend, vriendin, sien God jou steeds as sy kosbare kind. En hy wil jou restoreer, hy wil jou herstel tot sy eer. 'n Belangrike vraag is natuurlik, hoe doen die Here hierdie genesing, hierdie herstelwerk in ons lewens? Hoe doen God hierdie restaurasieproses in ons lewens? God se restaurasie in ons lewens begin by 'n wegdraai van alle verkeerde dinge in ons lewens. Dit wil sê ons sondebelydenis voor hom en bekering. Dit sien ons baie duidelik in die voorafgaande gedeelte in die boek Joël. En dan kom God en dan gebruik hy sy woord en gees om herstel en genesing en restaurasie in ons lewens te doen. Maar ons moet oop wees hiervoor en ons moet saamwerk met God. En is belangrik dat ons tyd met God se woord moet deurbring. Dis van die allergrootste belang. En ons moet ook begin bid en vra vir die vernuwingswerk van die Here se Gees in ons lewens. Vra ook vir God om al die sprinkane in jou lewe weg te neem en om iets nuuts in jou lewe in hierdie jaar te doen. In jou lewe volgens sy belofte tot sy eer te restoreer. Vra dit vir die Here. En dan moet ons ook leer om God te vertrou en glo dat hy in staat is en begeer om iets moois en iets groots in jou lewe te doen. Ja, dat hy selfs in staat is om my en jou te vergoed vir die slegte tye en die slegte dinge wat ek en jy soms al moes deurmaak. God kan en wil 'n nuwe begin in jou en my lewe maak. God wil ons reinig en suiwer
tot iets baie moois herstel. Op alle terreine van ons lewe wil God herstel en vernuwing bring. Niks is vir hom te moeilik nie, om te herstel nie. Jou huwelik kan weer herstel word tot iets baie moois herstel word. Jou jarelange swak verhoudinge met ander mense en selfs vyandskappe waarin jy geleef het, wil God verander en herstel. Jou finansiële probleme, jou finansiële gesukkel, kan hy op 'n bonatuurlike manier, bonatuurlike wyse verander. En noem maar op. God begeer om saam met die veranderinge ook belangrike dinge soos blydskap en vrede en 'n heerlike oorwinningslewe aan ons terug te gee. Onthou, God begeer om vir ons voorspoed te gee en nie teëspoed nie. Dit sê 'n teks soos Jeremia 29 vers 11 in baie duidelike taal vir ons. Vriende, 'n laaste gedagte wat ek graag met julle wil deel. Dis baie insiggewend dat ons in die boek Joël lees hoe dat ook die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees volg op restaurasie. God wil sy kinders restoreer, God wil sy kinders herstel en genees om ons onder andere ook voor te berei vir kragtige wonderwerke wat met 'n vars uitstorting van die Gees en herlewing gepaard gaan. Wat ek aan die begin gesê het, ek glo dat dit ook op pad is na ons hier in Suid-Afrika. My vriend en vriendin, mag die God van restaurasie verjaar ook in jou en my gewillige medewerkers vind. Mense wat begeer om ons stikkende lewens in sy betroubare hande oor te gee, sodat hy ons kan vernuwe en restoreer tot die manne en vroue wat hy ons geskep het en ons bestem het om te wees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U die God van genade en ook die God van restaurasie en herstel is. Nou bid ek, Here, help my om my oë nie op my teleurstellings en die talle slegte tye van my lewe en al my verlore geleenthede my oë daarop te hou nie, maar dat ek veel eerder op U beloftes van restaurasie en herstel en genesing sal fokus. Here, herstel vanjaar in my lewe alles wat ek verloor het, as gevolg van die springkane in my lewe. Al my seerkry en verliese, oral waar ek dalk deur die lewe gestamp is en afgeknou is en benadeel is. Dinge wat dalk lelike merke op my lewe en my menswees gelaat het. En Here, vergewe asseblief ook my aandeel hierin, waar ek dalk ook vir U bedroef het met 'n sondige lewenswyse. En laat U Gees alles restoreer en herstel en nuut maak. Here, help my ook om te vergewe waar ander my dalk seer gemaak het en my benadeel het. Restoreer en bevry my ook van dinge soos bitterheid en onvergewensgesindheid. Kom Here, kom herstel my asseblief tot die mens wat U graag wil hê ek moet wees.
en gebruik my lewe in 2026 tot U eer. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Liewe vriende, ons slotlied is ook 'n gebed, die pragtige ou Halleluja lied, waar ons vir die Here sê, doen slegs U wil, Heer, U wil met my. En vriende, daarmee groet ek dan vir julle 'n baie voorspoedige en godvrugtige 2026. Vrede vir jou. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Die potte baken, met my die klei. Vorm my en maak my, net soos U wil. Op U slegs wag ek, nederig en stil. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Tot send deursoek my, al moet ek ly. Witter as sneeuw, Heer, was my vandag. Laag aan U voete, wil ek steeds waag. Doen slegs U wil, Heer, U wil met my. Tot heel my lewe, U is gewy. Maak van my hart, Heiland U troon, tot elkeen Christus in my sien word, tot elkeen Christus